Wat beteken dit as ons sê ons is geseënd? Vir ons vandag in hierdie tyd beteken dit gewoonlik voorspoed. Ons is geseënd wanneer ons 'n nuwe babietjie in die gesin verwelkom. Ons is geseënd wanneer ons genees van 'n siekte. Ons is geseënd wanneer ons bevordering kry of 'n werk kry as ons nie gehad het nie. Dis wanneer ons sê ons is geseënd. Met 'n verjaarsdag sê ons, mag die Here jou seën. So wat beteken dit regtig vir ons in hierdie dag en in hierdie tyd? As ons na die Bybel kyk, dan sien ons byvoorbeeld met Abraham, waar God vir hom sê, ek sal jou seën en jy moet weer 'n seën vir die nasies wees. Deur jou sal hulle geseën word. Seën in die Ou Testament was gewoonlik gepaard met lang lewe, land wat in besit geneem word, maar veral met God se teenwoordigheid. In Matteus 5 kry ons vir Jesus met die bergpredikasie waar hy sê, geseënd is die wat treur, geseënd is die wat arm van gees is. Jesus kom en hy draai ons prentjie van seën heeltemal op sy kop en hy sê, die wat swaar kry is juist die wat geseënd is. En dan in Efesiërs 1 kom verduidelik Paulus baie mooi, dat seën het eintlik niks met ons uit te waai nie, maar alles met Jesus. Om geseënd te wees beteken God is by jou. Wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan, jy is geseënd, want seëninge gaan nie net oor die materialistiese nie, dit wat ons besit nie. Seëninge gaan nie oor wat ons het nie, maar eerder wie ons het. En ons het Jesus. Jesus is die seën en die seën. Hy is die een wat by jou is. Wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan, in tye van voorspoed en tye van teenspoed. Bely, jy is geseën, want God is altyd by jou. Lekker week verder.